Hartlike goeienaand ook aan elkeen wat nou elektronies by ons laaste aanddiens vir hierdie kwartaal aansluit. Ons sal volgende kwartaal weer met aanddienste voortgaan. Hierdie dan ons laaste een vir hierdie kwartaal. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, U wat omring is met glans en majesteit en heerlikheid. Voor U buig die engele om U troon en al die gelowiges wat alreeds ons vooruit gegaan het, om saam met een stem te roep, Heilig, heilig, heilig is U Here. Die hele aarde is vol van U heerlikheid. Vader, dis ons gebed, dat ons vanaand ook diep onder die indruk sal wees van U glorieryke mag en majesteit en heerlikheid. Dat ons sal ervaar en beleef dat U vir ons lief is en dat U vir ons sorg en vir ons omgee. En dis ons gebed dat ons ook vanaand weer deur die woord, deur die Gees, deur die diensknegt, deur die profeet Jesegiel 'n boodskap sal ontvang wat ons ter harte kan neem en wat ons elke dag saam met ons kan dra. Ons vra Here dat ook hierdie diens vir U aanneemlik sal wees en dat alles wat ons sê, dink en doen, U goedkeuring sal wegdra en dat dit in ooreenstemming met U wil sal wees. Want Here, ons wil graag aan U gehoorsaam wees uit dankbaarheid vir ons verlossing uit genade. Ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, ja, ons gaan voort met ons reeks oor die profete. Ons het daar in die Ou Testament al reeds begin met Abraham en Aaron en Miriam en Moses regdeur tot by Jesegiel waarmee ons tans besig is. En vanaand gaan ons 7 hoofstukke behandel. Ons gaan nou nie al 7 lees nie. U moet asseblief by die huis al 7 hoofstukke gaan deurlees. U sal sien dat daar baie herhaling is en baie ooreenkomste tussen die hoofstukke. En dis waarom ons nou almal so op een slag in een aand gaan deurwerk. Hier begin ons dan nou by hoofstuk 25 se eerste vers met die opskrif teen die Ammoniete. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, draai jou gesig na die Ammoniete toe en tree op as profeet teen hulle. Sê vir die land van die Ammoniete, hoor die woord van die Here my God. So sê die Here my God, jy verlekker jou daarin dat my heiligdom ontwy is, dat die land van Israel verlate lê, dat Juda in ballingskap moes weggevoer word. Nou gaan ek jou 'n besitting maak van die mense uit die ooste. Hulle sal hulle kampe in jou kom opslaan, in jou kom woon, jou vrugte opeet en jou melk opdrink. Ek maak Rabba 'n weiveld vir kamele. Ek maak jou 'n plek waar klein vee lê en rus. Dan sal jy besef dat ek die Here is. So sê die Here my God, jy het hande geklap, met jou voete gestamp, jou verheug in jou veragting vir die land van Israel. Nou gaan ek my hand teen jou uitsteek en jou die spot onder die nasies maak. Ek gaan jou uitroei tussen die volke uit, jou laat ophou bestaan as 'n land. Ek gaan 'n eind aan jou maak. Dan sal jy besef dat ek die Here is. Tot sover ons skrifgedeelte vanaand. Soos ek gesê het, jy kan self die res van die hoofstukke tot by hoofstuk 32 gaan lees. Na die vakansie sal ons met hoofstuk 33 voortgaan. Jy sal onthou verlede keer het ons in hoofstuk 23 net na verwys, ons het dit nie self gelees nie. Daar word die afskuwelike sondes van die 2 ryke van Israel en hulle onderskeie ballingskappe as straf aangekondig. Hulle word 2 susters ook genoem, die een so ontrou soos die ander, en die verskriklike goed wat hulle genoem het, word op die naam genoem, en dit hou verband met die vrugbaarheidskultusse van daardie tyd. En dan in hoofstuk 24 het ons die metafore gekry van die ysterpot
en dan ook die dood van Esegiel se vrou, wat hy as preekhulpmiddels moes gebruik. En dan nou hier in hierdie 7 hoofstukke wat ons vanaand bespreek, word die oordeel aangekondig oor die omliggende volke wat hulle verlekker het in Israel, hulle vyand se ondergang. So God het Israel gestraf en die ander volke moes eerbied en respek vir God gekry het daaroor, maar al wat hulle gedoen het was om lekker te kry oor Israel se ondergang en die feit dat Nebukadneser hulle in ballingskap weggevoer het. En daarom roep God Esegiel om as profeet op te tree teen die omliggende volke en ook oordeele dan oor hulle aan te kondig. Eerst aan die beurt is die Ammoniete. Omdat hulle lekker gekry het en fees gevier het oor Israel se val, hulle hande geklap het, voete gestamp het, gaan die Babyloniërs ook kom en hulle ook heeltemal vernietig. Dan gaan van hulle niks oorbly nie. Dan sal hulle besef dat die Here God is. Nou hierdie refrein wat ons al 'n hele paar keer in Esegiel teëgekom het, kom ook in hierdie 7 hoofstukke telkens weer na vore, sodat ook die heidense volke wat nie Jode is nie, wat nie Israeliete is nie, sal besef wie die werklike Here God is. En na die Ammoniete kom Moab en Edom aan die beurt en word hulle ook oor dieselfde kam geskeer. Dieselfde lot gaan hulle tref oor presies dieselfde rede. Hulle gaan ook Babylonië se besitting word en daarna is dit die Filistyne se beurt. Esegiel moet dan as profeet teen die Filistyne optree. Hulle het met veragting en wraaksig Juda tot niet wou maak op grond van die ou vyandskap tussen hulle. Vyandskap wat al lank teruggaan. Jy sal onthou hoe dat Samson al teen die Filistyne geveg het, hoe dat Gideon teen die Filistyne geveg het, hoe dat die rigters telke male teen die Filistyne moes veg. So dis 'n vyandskap wat al 'n lang pad gaan en wat eintlik vandag nog steeds voortgaan. As ek dit nie mis het nie, is daar die hele Gaza-strook van vandag die destydse Filistyne. Ook hulle gaan gestraf word. Sê dit onder korreksie, ek vermoed dit is wat dit is. Vervolgens kom Tyrus aan die beurt in hoofstuk 26 en ook hulle word veroordeel. En elke keer sien ons sodat die datum van God se openbaringe en sy opdrag aan Esegiel ook genoem word. Daar word presies gesê in watter jaar en watter maand op die hoeveelste dag het hierdie oordeelsaankondiging gekom. Hulle mure en hulle torings gaan verwoes word, so hulle het lekker sterk mure gehad en torings, maar dit gaan nie bly staan nie. Nebukadneser gaan ook kom en ook vir hulle oorwin en ook vir Tyrus vernietig. In hoofstuk 27 word Esegiel beveel om 'n treurlied oor Tyrus te sing en selfs die lied se woorde wat hy moet sing word aan hom gegee. Nou die treurlied herinner ons ook aan die klaagliedere van Jeremia. Jy sal onthou nadat ons die profeet Jeremia gedoen het, het ons ook kortliks verwys na die klaagliedere, hoe dat die treurliedere gesing word oor die lyding wat hulle ervaar. Hierdie keer dan nou 'n treurlied oor Tyrus. Tyrus was so 'n bekende en welgestelde land. Hulle was op 'n baie bekende handelsroete op pad na Egipte toe gewees, 'n baie belangrike en ryk stad. En dis hoekom hulle hierdie torings gehad het, hierdie hoë mure gehad het, maar daar gaan van hulle niks oorbly nie. Ook Tyrus gaan nou vernietig word. Die regeerders van Tyrus kom volgende aan die beurt in hoofstuk 28. Ook hulle oordeele word aangekondig. Hulle gaan ook sneuwel onder Nebukadneser. En dan word daar in hoofstuk 28 vers 11 tot 19 ook oor hulle 'n treurlied gesing. Net soos wat daar oor die land Tyrus 'n treurlied gesing is, word ook oor hulle regeerders 'n treurlied gesing. Na Tyrus kom Sidon aan die beurt in hoofstuk 28 vers 20 tot 24 en ja, presies dieselfde storie word weer herhaal. Sidon sal dieselfde paadjie loop, hulle sal ook gestraf word omdat hulle ook verlustig het in Juda se ondergang. Die woorde en hulle sal besef dat God die Here is, kry ons telkens in hierdie 7 hoofstukke weer
soos 'n refrein oor en oor en oor herhaal. In 28 vers 25 tot 26 is daar heeltemal 'n onderbreking van die trant. Tot by daardie 2 verse is dit die oordeelsaankondiginge oor die ander volke, die omliggende volke, en na hierdie 2 verse ook weer oordeelsaankondiging oor heidense volke. Maar in 25 tot 26 sien ons weer iets van God se genade deurskemer. Nou dis al 'n kenmerk van die profete wat julle al by die tyd al agtergekom het. By al die profete kry ons dit hoe dat die oordeelsaankondiginge kom, maar dan is daar so 'n boodskap van hoop wat so tussenin deurkom. So 'n boodskap van God se genade. En elke keer hou dit verband met God se plan, sy verlossingsplan, wat alles in Jesus Christus in volvoering gegaan het. Juis skemer sy genade deur, sodat hy daardie plan kan volbring. God gaan Israel weer bymekaar maak, word daar gesê, oral waar hulle verstrooi is. Hulle gaan weer teruggebring word in die beloofde land, en hulle gaan weer daar voorspoed geniet. Hulle gaan weer wingerde plant, hulle gaan weer kan landboubedrywighede doen, en dit sal weer met hulle goed gaan, en dan weer die refrein. Dan sal hulle besef dat God die Here is. En dan in hoofstuk 29 spring Egipte nie die oordeele vry nie. Jesegiel word ook geroep om as profeet teen Egipte op te tree. Weer is daar 'n tydsaanduiding wanneer Jesegiel ook hulle oordeelsaankondiginge van die Here af ontvang. En daar word met behulp van 'n krokodil wat gevang word en in die woestyn weggegooi word as metafoor aangekondig dat God hulle ook gaan straf deur Nebukadneser en hy gaan hulle plunder en roof sodat daar van hulle niks gaan oorbly nie. Nou hoekom 'n krokodil? Van die Nylrivier loop ons reg deur Egipte en die hoofstad Kaïro vandag nog is reg om die Nyl gebou. Daar bly miljoene mense in 'n radius van 50 km rondom die Nylrivier. Mens kan dit amper nie glo nie, jy moet dit aanskou om dit te kan glo. Nou in daardie tyd was daar nog steeds ook krokodille daar in die Nylrivier, en dis hoekom ons ook die krokodille wat ons hier in Suid-Afrika kry, Nylkrokodille noem, omdat hulle waarskynlik maar daarvan af ook kom. Anders is die ander nasies wat heeltemal vernietig gaan word, gaan Egipte 'n klein koninkrykie word, en hy gaan nie weer oor 'n ander regeer nie. Dis wat Jesegiel aangekondig het destyds. Nou leef ons al 2.500 jaar later, en ek weet nie van 'n tyd in die geskiedenis waar Egipte ooit weer oor 'n ander volk geregeer het nie. Die laaste volk waaroor hulle geregeer het was oor Israel, toe hulle vir die Israeliete as slawe daar by hulle gehad het en God die Israeliete mos uit Egipte bevry het. Daarna was Egipte nooit weer 'n magtige koninkryk in die geskiedenis nie. So dit wat Jesegiel hier aangekondig het, dink ek het heeltemal waar geword met die bietjie kennis van die geskiedenis wat ek het. In hoofstuk 29 vers 21 word God se genade weer 'n keer sigbaar. Israel se mag sal weer groei. Jesegiel sal weer vryheid kan preek vir hulle en hulle sal besef dat God die Here is. Weereens daardie refrein. Dan kom ons by hoofstuk 30 en 31 en dan gaan dit weer verder oor die Egipte se vernietiging. Dit word verder aangekondig, verder beskryf. Jy kan maar gaan kyk hoe dit daar ook dan vertel word, hoe dat daar niks gaan oorbly van Egipte nie. Hulle word vergelyk met 'n seder wat afgekap word, eens 'n magtige groot boom, en nou is hy maar net planke. Daar bly niks van hom oor nie. En dan in hoofstuk 32 kom ook die Farao, die koning van Egipte, aan die beurt. En daar word 'n treurlied ook oor hom gesing, soos oor die regeerders van Tyrus en ook oor die inwoners van Tyrus, en ook sy straf as koning van Egipte word aangekondig. En dan in 32 vers 17 tot 32 word die treurlied oor die hordes van Egipte, al die landsburgers gesing, en ook hulle vernietigende straf word geprofeteer. So jy kan sien, daar is baie herhaling in hierdie 7 hoofstukke, en daarom moet ons nou nie al 7
in detail behandel nie, jy kan dit gerus rustig by die huis deurlees. Nou as ons sou vra wat die boodskap vir ons is, dink ek in die eerste plek, vir Israel het dit vertroos om te weet dat God ook hulle vyande gaan straf. Nou die Israeliete het in die Ou Testamentiese tyd en selfs ook in die tyd van Jesus geglo jy moet jou naaste lief hê en vir hulle was jou naaste ander Jode, maar jou vyande moet jy haat. En Jesus het by daai selfde gedagte aangesluit toe in die bergrede gesê het, julle het gehoor dat daar vir julle gesê is, julle moet julle naaste lief hê, maar julle vyande moet julle haat, maar ek sê vir julle, julle moet ook julle vyande lief hê. So vir hulle om te weet dat God hulle vyande gaan straf, is so 'n bietjie van 'n vertroosting. Hulle wat hulle bespot het en wat lekker gekry het oor Israel se ondergang, ook hulle gaan dieselfde pad loop. Nebukadneser gaan ook vir hulle tref met al sy mag. Die wat hulle verlekker het in die ondergang en hulle die spot gedryf het met Israel, hulle gaan presies dieselfde ondergang onder Nebukadneser tegemoet. En dis so 'n bietjie van 'n troos. Dit vertroos hulle veral ook om te weet dat hulle uit die diaspora, dis wat ons die verstrooiing noem, weer sal terugkeer na die beloofde land. Dat hulle weer wingerde sal plant, dat hulle weer voorspoed sal geniet. Dis weer om vir hulle hoop te gee, om te sê hierdie ballingskap gaan nie vir altyd aanhou nie, julle gaan nie as 'n volk doodloop nie, God gaan julle nog steeds vashou, hy gaan nog steeds genade aan julle betoon, terwyl julle nou hier in ballingskap is, kan julle maar weet, daar gaan 'n tyd kom, dat julle weer gaan terugkeer na die beloofde land. En soos wat ek net nou gesê het, die rede daarvoor, sodat die Messias gebore kan word. Ek dink ook wat ons hieruit moet leer, is dat 'n mens jouself nie moet verlekker in 'n ander se ondergang nie. Want die een wat dink hy staan, moet oppas dat hy nie ook val nie. Skryf Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 12. Het gebeur so maklik dat een persoon lekker kry as 'n ander persoon swaar kry of ondergaan. Dis so eie aan ons sondige natuur, veral as dit iemand is van wie jy nie hou nie. En ons sien dit baie keer op skool ook, die kinders onder mekaar. As een van die kinders wat hulle nie van hou nie, een of ander slegte ding tref, dan kry hulle lekker daaroor, hulle lag daaroor, hulle spot daaroor, hulle maak groot bohaai daarvan. En ek dink nie dis goed om jou te verlustig in ander mense se leed, ander mense se swaar kry en ander se ondergang nie. As jy vir iemand anders 'n galg bou, dan hang jy self daaraan. Dit het Haman geleer. Hy het 'n 23 meter hoë galg gebou vir Mordegai, Ester se oom, in die boek Ester. En op die einde van die dag het hy self daaraan gehang. Die koning het ook na Haman toe gekom en vir hom gevra, wat sou hy doen aan iemand aan wie hy wil eer betoon? En Haman het gedink dat die koning aan hom wil eer betoon. Daarom sê hy sal vir so 'n persoon koninklike klere aantrek, en hy sal vir hom 'n kroon op sy kop sit, en hy sal hom op 'n pragtige perd deur die strate laat ry, en vir almal sê, hy is 'n belangrike persoon, hy wil graag aan hom eer betoon, die koning betoon eer aan hom. Hy het gedink dit gaan met hom gebeur. En toe doen die koning dit met sy grootste vyand, met Mordegai. Want Mordegai het gehoor hoe dat twee mense saam sweer om die koning te vermoor, en hy dit vir die koning gaan vertel. En toe doen die koning met Mordegai wat Haman gedink het, hy moet hom gaan doen. So as jy jou verlekker in ander mense se leed, dan kan daai leed jou partykeer ook maar tref. Party mense in die oosterse kultuur en godsdienste praat van karma. Ek glo nou nie daaraan nie. Maar grawe vir iemand anders se gat, dan val jy self daarin, is die Afrikaanse spreekwoord. En dis nou nogals waar. En die ander spreekwoord wat ons het is die wiel draai. En dis ook nogals waar. So moet jou nie verlekker in ander se leed nie. Staan hulle eerder by, tel hulle eerder op, bemoedig hulle eerder, help hulle eerder, as om jou te verlekker in hulle ondergang.
En dan omdat dit so baie keer herhaal word, is dit vir God uiters belangrik dat almal moet besef dat hy die Here God is en dat geen ander afgod die Here God is nie. Wie nie besef dat God die Here is nie en hom alleen uit eerbied en ontzag dien soos God gedien wil wees nie, sal met die baie slegte gevolge van sy keuse moet saamleef. Al hierdie oordeelsaankondigings gaan juis daaroor dat God wil bewys hy alleen is die Here God. En hy wil hê almal moet dit besef, almal moet dit raak sien, almal moet dit weet. En as ons loop en dink ons kan die Here dien soos ons hom wil dien, dan maak ons ook 'n reuse fout. Want dis presies wat Israel gedoen het. Hulle het self besluit hoe hulle die Here wil dien. Hulle het hom gedien deur afgode te dien en gedink op daardie manier dien hulle die Here. Dis nie hoe God gedien wou wees nie. Hulle het hulle eie reëls gemaak, hulle eie godsdiens geskep, hulle eie God geskep. Ons moet God dien soos hy gedien wil wees en soos wat hy in sy woord ons leer, soos wat hy hom aan ons geopenbaar het. Ons moet dit doen met eerbied en met ontzag en besef net hy en hy alleen is die Here God. En dit is vir my altyd ook mooi as daar by die profete iets deurskemer van God se genade. So tussen al die oordeelsaankondigings wat ons elke keer teekom. Dit sê maar net vir ons hoe groot God se liefde is. Ja, God is regverdig, hy haat sonde en hy straf dit en hy veroordeel dit en hy kondig sy oordeele aan deur sy profete. Maar hy kondig ook sy genade aan. Hy kondig ook sy vergifnis, sy liefde, sy hoop, sy redding aan. En ek dink dis ook kosbaar vir mense wat in 'n tyd leef waarin dinge moeilik gaan. Tyd leef waarin jy beproewings ervaar en waarin jy swaar kry. Om te sien maar God se genade is ook daar vir jou. Dis ook vir jou genoeg. Soos wat Paulus moes hoor nadat hy gebid het oor die doring in die vlees en dit nie weggeneem is nie. Dat die Here ook vir hom gesê het, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking as jy swak is, want as jy swak is ek sterk. En ek dink dis 'n belangrike ding om altyd te onthou. En dan laastens sy groot verlossingsplan wat hy in Christus tot uitvoering wou bring, kon deur niks en niemand verongeluk word nie. Nie eers Nebukadneser, die magtige koning wat al die volke van destyds oorwin het, vernietig het, al hulle goed gevat en gesteel het, geplunder en geroof het, hulle tempels afgebreek het, hulle kastele verwoes en vernietig het. Nie eers Nebukadneser kon God se plan stuit nie. Inteendeel, God het hom gebruik as instrument in sy hand om al die volke te straf, omdat hulle hom nie wou erken as God nie. Maar ten spyte daarvan het hy nog steeds sy plan en sy doel voor oë gehou. En het hy alles so bewerkstellig dat sy volk weer kon terugkeer na die beloofde land, dat hulle weer kon voorspoed geniet, en dat daar 'n vrou was met die naam van Maria, en dat die engel Gabriël aan haar kon verskyn, vir haar sê, wees gegroet begenadigde, en haar vertel het dat Jesus gebore sou word, die redder van die wêreld. Dis God se verlossingsplan. Dis sy enigste verlossingsplan. En daarom is dit die enigste manier om op die smal pad te kom en by die smal poort in te gaan. Dis net deur Jesus Christus alleen. En so sien ons al reeds in die Ou Testament hoe God besig is om hierdie pad vir die Messias gereed te maak en uit te plavei, sodat wanneer hy kom, alles daarvoor gereed kan wees en in plek kan wees. Mag elkeen van ons besef hoe groot God se liefde en genade vir ons is. Mag elkeen van ons besef dat God die Here is. En mag ons mense om ons wat swaar kry en wat verdruk word, mag ons hulle ook help
en ons nie verlekker in hulle swaar kry nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan sien hoe dat U verlossingsplan deur die loop van die geskiedenis verwesenlik het. Dankie dat ons kan deel wees van daardie verlossingsplan. Dat ons ook in Christus Jesus kan glo en kan weet, verseker kan weet, dat ons die ewige lewe reeds het, omdat U dit beloof. En dat dit nie gebaseer is op iets wat ons doen of hoe ons voel nie, maar alleenlik in ontvangs geneem kan word deur geloof, wat ook 'n gawe uit U Vaderhand is. Here, ons besef dat U die Here is, die Here God, die enigste God. En ons wil vanaand bely, Here, dat daar niemand soos U is nie. Dat nie een van die mensgemaakte gode naastenby met U vergelyk kan word nie. U alleen is die skepper van die hele aarde. U alleen is ons verlosser en Jesus Christus is U verlossingsplan. Ons bely dit en ons glo dit en ons weet dis die waarheid. Help ons ook om dit oral en altyd te getuig, oral en altyd daarvan te vertel met beskeidenheid en met nederigheid en met eerbied en ontzag vir U. U wat die lewende God is, wat ons lewens in U hande hou. Dankie Vader vir die geskiedenis waaruit ons lesse kan leer en gee dat ons daardie lesse nie sal vergeet nie, maar dat dit ons sal help om ook in die toekoms wat voorlê die regte besluite te maak, die regte keuses te neem, sodat U daardeur verheerlik mag word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het geleentheid om die Here te dien met die dankoffers. Daarna gaan ons afsluit met lied 504.